Ons gaan vanoggend as toetrede lied sing van Psalm 48. Ons sing vers 1 as toetrede lied en dan bly u staan ook vir die lofsang na die foto en seëngroet wat Psalm 48 vers 3 is. Vers 1 is ons toetrede lied en vers 3 is ons lofsang. Lofwaardig groot is God die Heer, in Sion bring ons aan hom eer. Hier op sy berg heers hy as koning, hier in die stad het hy sy woning. Onskatbaar is sy waarde, 'n vreugde vir die aarde. Die stad wat in ons blydskap wek, oneindig mooi so ver dit strek. Daar waar hy hoog op Sion woon, daar teen die noorde, heilig skoon. Kom ons staan, dan sing ons Psalm 48 vers 1 as toetrede lied en vers 3 as lofsang. Ek kyk op na die berge, waar vandaan sal daar vir my hulp kom. My hulp kom van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede vir u van God ons Vader, Jesus Christus ons Here en deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Na die wet sing ons gesang 231 vers 1 en 3 en na die belydenis gesang 169 vers 1 tot 3. Broers en susters, deur die wet leer 'n mens wat sonde is. Kom ons toets nou ons lewens aan die wet van die Here en vergewis ons opnuut van hoe skuldig ons almal staan teenoor God en teenoor mekaar. Luister na die wet volgens Deuteronomium 5. Die Here het gesê, ek is die Here jou God wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde wees nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek die Here jou God, hy is onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die 3de en 4de geslag van die wat my haat.
Maar ek betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag van die wat my lief het en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Jy moet die Sabbatdag so deurbring dat jy dit heilig hou, soos die Here jou God jou beveel het. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie. En jy of jou seun of jou dogter of jou man of vrou wat vir jou werk, of die bees of donkie of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie, sodat jou werksmense kan rus soos jy. Jy moet daaraan dink dat jy in Egipte 'n slaaf was, en dat die Here jou God jou deur sy groot krag en met magtige dade daaruit bevry het. Daarom het die Here jou God jou beveel om die Sabbatdag te onderhou. Eer jou vader en jou moeder, soos die Here jou God jou beveel het, dan sal jy 'n lang lewe hê en sal dit goed gaan met jou in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals teen 'n ander getuig nie, jy mag nie iemand anders se vrou begeer nie, jy mag nie sy huis begeer nie, ook nie sy grond, sy slaaf of slavin, sy bees of donkie, of enige iets wat aan hom behoort nie. Ons staan skuldig teenoor God en medemens, laat ons ons skuld bely. Ons sing Gesang 231 vers 1 en 3. Broers en susters, nou dat ons ons skuld voor God in ons lied bely het, verseker God se woord ons van sy genade in Efesiërs 2 vers 8. Julle is inderdaad uit genade gered deur geloof. Hierdie redding kom nie uit julleself nie, dit is 'n gawe van God. Kom ons bely ons geloof soos volg. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo in 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Nou dat ons geloof bely het, laat ons die Here eer met 'n lofsang. Kom ons sing Gesang 169
vers 1 tot 3. Ons gaan vanoggend saam lees uit Sagaria hoofstuk 1. Die klein profeet Sagaria in die Ou Testament, hoofstuk 1 vanaf vers 7 tot en met vers 17. Lees ek uit die 1983 vertaling. Die opskrif by hierdie gedeelte is die eerste gesig, die ruiters. Sagaria hoofstuk 1 vanaf vers 7. Kom ons luister na die woord van die Here. Op die 24ste dag van die 11de maand, die maand Sebat, in die tweede regeringsjaar van Darius, het die woord van die Here gekom tot die profeet Sagaria, seun van Berekia, seun van Ido. Ek het in die nag 'n gesig gesien. Daar het 'n man op 'n bruin perd gesit. Hy was tussen die mirtestruike in 'n diep kloof, en agter hom was ruiters op bruin en vos en wit perde. Ek het gevra, wat beteken dit, meneer? 'n Engel wat vir my die gesig moes uitlê, het vir my gesê, ek sal jou laat sien wat dit beteken. Toe praat die man wat tussen die mirte was. Hy het gesê, dit is die ruiters wat deur die Here uitgestuur is om die wêreld te deurkruis. Die ruiters sê toe vir die engel van die Here, vir die engel wat tussen die mirte was, ons het die wêreld deurkruis en die hele wêreld is rustig en stil. Toe sê die engel wat vir my die gesig moes uitlê, die engel van die Here, Here Almagtige, hoe lank gaan dit nog duur voordat u weer oor Jerusalem en die stede van Juda ontferm? U toorn rus nou al 70 jaar op hulle. Die Here het die engel vriendelik geantwoord en hom bemoedig. Daarna sê die engel vir my, roep en sê, so sê die Here die Almagtige, ek is hartstogtelik begaan oor Jerusalem, oor Sion.
My toren gaan losbreek teen die nasies wat nou so sorgvry woon. Want my toren teen Jerusalem was nie so groot nie. Dit is die heidene nasies wat dit so 'n groot ramp laat word het. Daarom, so sê die Here, gaan ek my weer oor Jerusalem ontferm. My tempel daar gaan herbou word, sê die Here die Almagtige. Jerusalem sal opnuut as stad uitgelê word. Roep weer en sê, so sê die Here die Almagtige, my stede sal weer oorstroom word deur voorspoed. Ek, die Here, gaan weer genade betoon aan Sion. Ek gaan Jerusalem weer my woonplek maak. Hier eindig ons skriflesing. Wie 'n kind van God is, luister na die woorde van God. Geliefdes, kom ons bid nou saam. Genadige God, ons word stil in U teenwoordigheid. Ons word stil hier binne die geloofsgemeenskap. Ja, ons buig voor U, want U is die almagtige, lewende God van hemel en aarde. Voor U is ons klein en nietig, o Here. Ja, voor U lyk ons planne na niks. Ons is in hierdie wêreld maar so uitgelewer, Here, so weerloos. Ons lewe is maar in 'n oomblik verby. Dit laat ons diep onder die indruk kom van ons afhanklikheid van U. Dat ons nie sonder U kan lewe nie, dat 'n lewe sonder geloof betekenisloos is. En daarom wil ons U dank, o Heer, dat U ons op die naam geroep het, dat U aan ons die gawe van geloof geskenk het, dat U deur U Gees in ons harte woon. Ja, dat U die evangelie woord vir ons lewend maak. Ons wil U loof en prys vir U goedheid. U goedheid en genade ten spyte van die wêreld se gebrokenheid. Maar boal wil ons U loof en prys vir U goedheid en genade aan ons bewys in U geliefde Seun Jesus Christus. Op grond van sy offer kan ons leef in die sekerheid van redding, in die sekerheid van 'n ewige lewe. Ons dank U, o Here, dat dit die geloof is wat ons kan bely, Sondag na Sondag, hier in U huis. En wanneer ons vanoggend weer luister na U woord, bid ons dat U ons ore en ons harte sal open, dat dit neerslag sal vind in ons lewens, dat dit nie maar net nog 'n Sondag is wat ons kom en luister en dan weer vergeet nie. Want, o Here, die nood is groot, die nood van hierdie wêreld, ons sondenood. Laat ons tot inkeer kom. Laat ons gehoorsaam aan U lewe. Laat ons by U hoop en vrede vind. Ons bid dit in die naam van die drie-enige God. Amen. Ons gaan as preeklied aan die einde van die prediking sing van Gesang 588, vers 1 en 3, Gesang 588, dit is sonder aankondiging, terwyl U so bly sit aan die einde van die prediking. Geliefde gemeente,
Ons het die wêreld deurkruis en die hele wêreld is rustig en stil. Sou 'n mens hierdie stelling uit Sagaria 1 vers 11 op sig waarde neem, sonder die agtergrond waarteen dit geskryf is, kan ons in die tyd waarin ons leef heftig hiervan verskil. Want die wêreld is alles behalwe rustig en stil. Inteendeel, die wêreld waarin ons leef, word gekenmerk aan onrus, oorlog, konflik, swaar kry, stikkindheid. Indien ons 'n lys begin maak van die ellende in die wêreld, van die lyding wat mense deurgaan, van oorlog getuisterde lande en onskuldige slagoffers, onregverdige dade, dan sal daardie lys nimmer eindigend wees. Dit sal ontstellend en oorweldigend wees. En hoewel ons hier in Suid-Afrika tot 'n groot mate bevoorreg is, in vergelyking met omstandighede in ander wêrelddele, het ons tog ook ons eie uitdagings en bekommernisse, ons vrese en onsekerhede. Want uiteindelik leef ons almal in hierdie stikkende wêreld. Die stikkendheid van ons werklikheid is die gevolg van die sondetoestand. Dit is wat die verhaal van die sondeval in die boek Genesis vir ons leer. Maar die Bybel getuig egter ook van meer. Die stikkende wêreld is nie al wat daar is. Wanneer 'n mens in God glo, is hy nie maar net uitgelewer aan die noodlot van 'n gebroke werklikheid nie. Nee, gelowiges se lewens is nie gedoem om betekenisloos te wees nie. God se verhaal met die mens en met die wêreld bied 'n alternatiewe weg, 'n ander lens waardeur ons na die werklikheid kan kyk. Deur 'n ander perspektief te gee, bied die evangelie vir ons troos, terwyl ons nog in hierdie stikkende wêreld lewe. En dit is ook wat die boek Sagaria poog om te doen. Hierdie boek is geskryf vir teleurgestelde mense. Vir die volk aan wie Sagaria skryf, het dinge nie uitgewerk soos wat hulle beplan het. Die geskiedenis het anders verloop as wat hulle gehoop het. Sagaria praat spesifiek met die groep ballinge wat uit Babylonië teruggekeer het uit ballingskap na Jerusalem. En met hulle terugkoms in hierdie naballingskapse tyd na die gebied van Juda, staan die volk teleurgestel vir die toestand waarin dinge was. Die stad Jerusalem was aan flarde. Die tempel se herbouing het begin, maar toe weer opgehou. En boonop het dit op ekonomiese gebied nie goed gegaan met hierdie teruggekeerde gelowiges nie. Daar was in daardie eerste klomp jare misoeste, swaar kry, onsekerheid. Asof die ballingskap nie genoeg van 'n geloofsworsteling was nie, bied die omstandighede terug in Jerusalem vir hulle verdere uitdagings in die geloof. En dit is dan juis in hierdie tyd en omstandighede dat die Here die profeet Sagaria roep. En Sagaria ontvang 8 visioene of gesigte in die jaar 520 voor Christus. Dit is kort nadat Darius koning geword het
van die Persiese ryk. Dit is die Persiërs wat die Babiloniërs oorwin het en die Israeliete toegelaat het om terug te keer na Jerusalem. Tot daardie stadium is Jerusalem en Juda onder Persiese bewind. En so speel hierdie visioene van Sagaria af binne daardie bepaalde geskiedkundige konteks, daardie tyd in Israelse geskiedenis. Maar hierdie visioene funksioneer ook op 'n simboliese vlak om vir die volk 'n bepaalde boodskap te bring in daardie omstandighede. En dan het ons vanoggend die eerste visioen wat Sagaria ontvang het, saam gelees. Hierdie visioen handel oor 4 ruiters op 4 perde. Die een ruiter staan tussen myrtestruike of myrtebome in 'n diep kloof, met die ander 3 agter hom. Hierdie myrtebome of myrtestruike waarvan gepraat word, het ook 'n dieper simboliese betekenis. In ander dele in die Ou Testament word daar na hierdie spesifieke plant of boom verwys as 'n teken van hoop en 'n belofte vir die toekoms. Want in daardie dor woestynwêreld was dit immergroen plante gewees. Maar dan lees ons dat die bepaalde myrtebome in 'n diep kloof staan. Hierdie diep kloof simboliseer die laagtepunt waarin die volk hulle self bevind. Dit verwys na gevaar, bedreiging. En dan is dit juis in hierdie spanningsveld tussen bedreiging, gevaar, 'n diep kloof en toekomshoop, bome wat immergroen is, dat die ruiters hulle self bevind. En die engel van die Here praat dan met Sagaria en hy berig oor hierdie 4 ruiters. Die Here het hulle uitgestuur om die wêreld te deurkruis. Elke ruiter het na 'n windrigting gegaan. Die 4 ruiters na die 4 windrigtings. Wat vir ons sê dat die hele wêreld, die totale omvang van die wêreld is gedek. En dan lewer hierdie ruiters verslag. Hulle berig dat hulle die wêreld deurkruis het en hulle het bevind dat die wêreld rustig en stil is. Die berig van die ruiters stem ooreen met die toestand van die Persiese ryk in daardie tyd. Voordat Darius koning geword het, was daar baie onrustigheid en selfs opstande. Maar nadat hy koning geword het, was daar 'n tydperk van relatiewe vrede. En hoewel dit vir 'n mens na goeie nuus kan klink, sien ons dat die engel van die Here nie met hierdie bevinding ooreenstem nie. Want die Hebreëse woord wat gebruik word vir rustig en stil, verwys nie na egte vrede nie. Dit is eerder 'n vrede wat verkry is deur verdrukking en uiteindelike aanvaarding van ongeregtigheid. Die mense het met ander woorde op so 'n punt gekom dat hulle nou maar net gelate aanvaar het wat die toestand van sake is. Hulle het maar ook net die verkeerde dade en dinge aanvaar en voortgeleef. Op geloofsvlak het hierdie rustigheid daartoe gelei dat die werk van die Here agterweë gebly het. Ons lees ook in van die ander profete soos Haggai wat 'n tydgenoot van Sagaria is, dat die mense amper belangstelling verloor het toe hulle teruggekeer het na Jerusalem. Dat hulle nie voortgegaan het met die werk van die Here nie. 'n Voorbeeld daarvan is die tempel wat hulle begin om weer te herbou en dan laat hulle dit staan die tempel maar verder in ruïnes vir jare. Die volk het verwag dat hulle terugsit
en die Here dan beslissend moet ingryp. En daarom die uitroep van die engel wat vra, Here Almagtige, hoe lank gaan dit nog voortduur, voordat U weer U oor Jerusalem en die stede van Juda ontferm? U toorn rus nou al 70 jaar op hulle. 70 jaar, die getal, die tydperk van die ballingskap, maar ook 'n tydperk van lyding en geestelike worsteling. En dan seker die verrassendste deel van hierdie visioen, is die wyse waarop die Here antwoord. Ons lees dat die Here vriendelik geantwoord het en bemoedigend. Die Here gee in daardie tyd van teleurstelling vir die volk die versekering dat hy steeds begaan is oor sy mense. Hy is hartstogtelik begaan oor sy kinders. Hy het 'n brandende liefde vir hulle en daarom moet hulle nie moed verloor nie. Moet hulle nie ophou om vir die Here te werk nie. Want die Here sal sorg, voorsien en omsien. Hy sal nie meer sy eie volk straf nie, maar eerder die ander nasies wat medepligtig was in hierdie lyding van die ballingskap. Verder gee die Here aan die einde van hierdie visioen bepaalde beloftes. Hy sal toesien dat die tempel in Jerusalem herbou word, dat die stad herstel word. Die Here beloof dat hy die teenspoed van sy volk in voorspoed sal verander. Maar daardie woord voorspoed is eintlik die woord vir goed, wat in Hebreëus gebruik word, tov. En dit word natuurlik in die skepingsverhaal in Genesis gebruik. Elke dag nadat die Here geskep het, het hy gekyk na die skepingswerk en dit was goed. Die belofte wat die Here hier in Sagaria 1 maak, is dat hy dit weer goed sal maak in Jerusalem. Hy sal dit weer goed maak vir sy volk. Ja, die Here sal sy volk, die tempel en die stad herskep, nuut maak. Boal sal sy genade daar teenwoordig wees. Hy sal Jerusalem weer sy woonplek maak. In 'n tyd waarin Israel moed verloor, bring die Here deur die profeet Sagaria 'n boodskap van troos en bemoediging. Wat vir die volk van daardie tyd na 'n hopelose situasie gelyk het, verander die Here in 'n belofte van sy goedheid, genade en teenwoordigheid. Volgens die mening van die volk was daar nie uitkoms of 'n toekoms in hulle omstandighede nie, maar die Here wys vir hulle 'n alternatiewe weg. Deur sy beloftes bring hy 'n ander perspektief. Die volk moenie net vaskyk in hierdie diep kloof nie, maar hulle moet ook opkyk om die immergroen myrtestruike raak te sien. En so, geliefde broers en susters, bring hierdie visioen van Sagaria ook vir ons hoop en perspektief in ons tyd en omstandighede. Wanneer die wêreld rondom ons en die werklikheid van ons lewe na ons mening hopeloos en uitsigloos lyk, bring die Here se beloftes vir ons weer bemoediging en hoop en uitsig. In November maand dink ons in die kerklike jaar na oor die tema van hoop en volëinding. Want hierdie belofte van hoop waarvan Sagaria praat, gaan nie oor die aardse dinge nie. Dit gaan nie oor materiële voorspoed nie. Dit is nie 'n voorspoed teologie nie. Nee, dit is
'n dieper teologie, wat verder kyk, verder sien. En so help dit ons om ook ons geloofsvisie in te stel op dit wat blywend is, op die mirtestruike immergroen, eerder as op die geloof. Want wanneer 'n mens 'n gelowige is, strek jou visie verby die sienlike dinge. Daarom is die hoop waarin ons as gelowiges leef, nie 'n hoop wat gebonde is aan die verganklike en aardse nie. Dit is eerder 'n hoop gebou op die onverganklike, onbesmette, onverwelklike erfenis, soos 1 Petrus sê. Daardie erfenis wat vir ons deur God se genade in Jesus Christus in bewaring gehou word. Want wanneer ons vanuit die Nuwe Testament kyk, weet ons dat Jesus Christus immers ons bron van hoop is. God wat ter wille van ons mens geword het. Hy wat op aarde aanvegtinge, pyn, seer en swaar kry en uiteindelik die dood moes deurworstel, sodat ons in hom 'n ewige lewende hoop kan hê. Om hierdie rede hoef ons nie van hoop verlate te word nie. Selfs in ons seerste seer, ons diepste beproewing, kan ons steeds ons hoop en vertroue in God plaas. God ken ons pyn en seer. Elkeen van u wat hier is. Ons het kollektief in ons gemeente die afgelope tyd bepaalde pyn en seer gehad. Wanneer ons dink aan geliefdes wat aan die dood afgestaan is. Maar ons kan getuig dat God teenwoordig bly. Dat die Here getrou bly aan sy beloftes, die beloftes van redding en 'n ewige lewe. Ja, die Here God is hartstogtelik begaan oor ons. Hy ontferm hom oor ons. God is ons bron van lewende hoop. Amen. Liefdes, kom ons dank nou saam. Ons dank U, o Heer, dat ons al ons bekommernisse, al ons hartseer, al ons moedeloosheid by U voete kan neerlê.
Ons dankie dat ons in die geloof die sekerheid het dat daar vir ons 'n ewige heerlikheid wag. Dankie dat geloof aan ons 'n visie gee wat verby die aardse lewe strek. Ons dankie dat ons elke dag uit u beloftes mag lewe. Dat ons kan weet, u is hartstogtelik begaan oor ons. U ontferm u oor ons in alle omstandighede. Help ons om getrou te bly aan u, o Here. Omdat ons weet, ons kan op u vertrou, want u bly getrou. Wees ook so met ons as gemeente, o Heer. Seën ons saam wees. Seën ons dienswerk, maar wees dan ook so met elke lidmaat in hierdie nuwe week. Laat ons besef hoe kosbaar die lewe is, en laat ons lewe altyd inrig tot u eer en verheerliking. Verhoor ons gebed, o Heer, wanneer ons dit bid in diep afhanklikheid. Amen. Ons sing ten slotte van Gesang 601, al 5 die verse daar, dit is ook in die liedboek onder die rubriek van hoop en volëinding. En ons gaan hierdie lied in beurtsang sing, vers 1 sing almal saam, vers 2 sing die susters, vers 3 sing almal saam, vers 4 die broers en vers 5 almal. Die refrein sing almal telkens saam, dit is net die gedeelte van die vers, die eerste deel, wat ons in beurtsang sing. So vers 1, 3 en 5 sing almal, vers 2 die susters en vers 4 die broers. Kom ons sing hierdie lied en dan bly die ook staan vir die uitspreek van die seën.
Die Here sal u seën en u beskerm. Die Here sal tot u redding verskyn en u genadig wees. Die Here sal u gebede verhoor en aan u vrede gee.